Vandag se les is ons nog steeds besig met ons triegfunksies en in vandag se les gaan ons kyk na die tanfunksie. Die tanfunksie is ons laaste triegfunksie wat ons nou kan behandel. Kan julle nou nog onthou wat het ons gesê van triegfunksies? Dis reg, ons het gesê triegfunksies is periodiese funksies en dit beteken dat dieselfde patroon of siklus hom herhaal met gereelde intervalle. Goed, so ons het nou al gekyk na ons sinfunksie en ons het gekyk na ons kosfunksie en ons het gesê ons x wat ons onafhanklike veranderlike is, as julle dit onthou uit ons eerste les, is ons x is ons onafhanklike veranderlike of ons invoerwaarde en ons het nou gesê in triegfunksies se geval is ons x altyd 'n hoek. En ons y-waarde wat ons afhanklike veranderlike is, want dit hang af van die grootte van die hoek, né? Wat ons y-waarde is ook ons uitvoerwaarde. En ons kry 'n numeriese antwoord wat 'n trigonometriese verhouding is. Ok, dit het ons in ons eerste lesie by ons singrafiek geleer. Goed, nou is ons by ons tanfunksie. So, ons basiese grafiek van ons tanfunksie is ons eerste enetjie waarna ons gaan kyk. So, om ons basiese grafiek te bepaal, het ons doodgewone y is gelyk aan tan x, of ons ander skryfwyse kan mos dan nou wees, as dit 'n funksie is fx, dit is in elk geval 'n funksie, fx is gelyk aan die tan van x, maar soos om ons funksie skryfwyse skryf. Goed, so kom ons gaan kyk hoe lyk ons tangrafiek. En om te gaan kyk hoe lyk ons tangrafiek, gaan ons weer ons tabelle teken met ons hoekies in. So goed, kom ons kyk, hier het ons tabelletjie geteken, so ons vat ons sakrekenaartjies en ons werk elke keer daai antwoord uit. So as ek nou tik tan 0 grade, dan gaan ek kry 0. As ek tan 45 intik, dan kry ek 1. As ek nou tan 90 intik, dan kry ek 'n error boodskapie. Okay? So daai 90 beteken tan, as x 90 grade is hy ongedefinieerd, want eintlik, as ons dink aan ons driehoekie van 'n 90 grade, dan beteken dit ek moet, as ek weet my tan is y op x, wat my teenoorstaande op my aangrensende sy is. Wag, kom ons teken die driehoekie hier mooi. Dan kan julle dit mooi verstaan. As ek my x-assie en my y-assie het, né? En ek teken 'n driehoek, kan dit so probeer verduidelik aan die hand van 'n driehoekie, want dit is vir my maar moeilik om te verstaan hoe 'n 90 grade driehoek lyk. Maar ewenwel, kom ons probeer dit gou so teken. Onthou, ons tan, as ons hoekie het, is ons tan is altyd ons teenoorstaande sy op ons aangrensende sy, né? Tan ta. Met ander woorde, my teenoorstaande sytjie is 'n y-waarde en my aangrensende sy is 'n x-waarde. So as hierdie hoek nou 90 grade moet wees, dan gaan dit beteken my y kan argumentsonthaalwe 1 wees, maar my x gaan 0 wees. Dan beteken dit die tan van 90 grade is 1 gedeel deur 0.
En onthou, ek kan mos nie deel deur 0 nie. Met ander woorde, die tan van 90 grade is ongedefinieerd. Dit is hoekom jy op jou sakrekenaar elke keer 'n error boodskapie gaan kry. Goed, as ek nou weer intik tan 135, dan kry ek dit is min 1. 180, as ek intik 180, dan kry ek weer 0. As ek intik 225, en ons hou daarvan om tansin te maak in 45 grade stappies, elke 45 grade 'n hoek te sit, omdat die 45 grade by tan altyd 'n baie spesifieke enetjie is. By 270 grade, as ons 270 intik, kry ek weer 'n ongedefinieerd. By 315 kry ek min 1. By 360 0, 405 1. Tan van 450 gaan jy weer kry ongedefinieerd. Goed, so as ons weer kyk, die tan van 495 gaan vir ons gee min 1, 540 0, 585 gee weer vir my 1. By 630 kry ek weer 'n ongedefinieerd. By 675 kry ek weer min 1 en by 720 kry ek 0. Goed, so kom ons gaan kyk hoe ons hierdie sketsie nou gaan teken, want hier's nou 'n andersheid aan hom wat nie by my sin en my kosgrafiek is nie. Goed, so hier het ons assestelseltjie, wat ons nou van 0 afteken tot by 720 grade. So ons gaan elkeen van hierdie koördinaatpunte van ons nou plot. Met ander woorde, ons gaan kry by 0 het ons 0, 45 en 1. Maar nou sien ek by 90 het ek 'n ongedefinieerd. So by hierdie ongedefinieerd moet daar nou 'n lyn kom, want dit beteken x kan nie gelyk wees aan 90 grade nie. Dit is dieselfde as die asymptote wat julle nou gesien het by julle gewone hyperbool en eksponensiële grafiek nie, het julle mos nou daar al geleer van asymptote. So hierdie x gelyk aan 90 grade is 'n asymptoot. Met ander woorde, x gaan nooit 90 grade raak nie, maar hy gaan baie naby aan hom kom. As ek nou weer begin kyk na my volgende puntjie, 135 sien ek is min 1. 180 sien ek is 0. 225 sien ek is 1. Dan sien ek nou by 270 is hy weer ongedefinieerd. Met ander woorde, hy maak hier 'n asymptoot weer, so hy kan ook nie 270 grade wees nie, want die oomblik as hy 270 grade is, beteken dit in my verhouding gaan ek moet deel deur 0, wat maak dat hy ongedefinieerd is. So as hy 315 minus 1, 360 0, 405 en 1. Dan sien ek weer by 450, sien ek is hy weer ongedefinieerd. So my punte gaan ek gaan hulle nou verbind, gaan julle sien, die tipe wat tan grafiekie maak, hulle maak 'n heeltemal 'n ander patroontjie. So by 450 grade het ek ook 'n asymptoot. Dan is ek nou by, dan het ek by 495 weer minus 1, 540 en 0, 585 en 1. En dan sien ek weer ongedefinieerd by 630. Wat weer maak dat 630 'n asymptoot is. So die waarde van my verhouding by 630 grade gaan ek is daar ongedefinieerd. Met ander woorde, jou verhoudings gaan weer baie naby kom aan dit, maar nooit jou x gaan
baie naby kom aan 630 grade, maar hy gaan net nooit gelyk wees aan die 630 grade. 675 sien ons nou weer is -1 en 720 is 0. So as ek nou hierdie punte van my verbind, dan lyk my tangrafiek nou so ietsie. Hy begin naby my as, deur die punt, so hy maak amper, ja, ek weet nie, het lyk nou nie heeltemal na 'n S nie, maar ek wil hê julle moet die gevoel kry van die golf wat hy maak. So ons tangrafiek het eintlik nou 'n paar heel ander eienskappe as wat ons sin en kos grafiek het. Onthou, ons het nou gesê, ons triegfunksies is nou nog steeds periodiese funksies, né? En wat beteken ons periodiese funksies? Dit beteken dat dieselfde patroon of siklus hom herhaal by gereelde intervalle. Nou as julle mooi kyk na hierdie tangrafiek, dan kan julle nou sien wat gebeur by hom. Elke keer tussen hierdie 90 en 270 grade is 'n patroon en hierdie is 180 grade. So kan julle sien, hierdie elke keer herhaal die patroon hom elke 180 grade. Goed, so wat het ons gesê met ons periode? Goed, so kom ons kyk 'n bietjie. Periode het ons mos nou gesê is hoe lank dit neem voordat die grafiek sy patroon of sy siklus begin herhaal. Nou as ons nou met hierdie een aangaan, onthou hierdie patroon gaan nou weer so verder gaan, né? En as ons nou na ons negatiewe kante toe gaan, dan gaan dit beteken hierdie patroon gaan so aangaan hier na die negatiewe kant ook. So, ons sien elke 180 grade herhaal die patroon. Met ander woorde, ons kan daarom sê die periode van ons tangrafiek of van ons tanfunksie is elke 180 grade. So vir ons tanfunksie bly ons periode dit. Dan het ons nou by ons sin en ons kos gesien van amplitude, né? En dan gaan ons hierso sê, baie belangrik, ons tan het geen amplitude nie. Want onthou, ons amplitude is hoe ver hy van die middel af afwyk, met ander woorde sy golf. Julle het nou gesien, die maksimum en dit gaan oor die maksimum en die minimum, né? So tan het geen amplitude nie, want as ons kyk na sy minimum y-waarde is min oneindig. Want jy kan sien, hierso gaan hy mos nou aan, so ver as wat hy gaan net nooit by 450 of 630 of 270 grade uitkom. So sy minimumwaarde is min oneindig en sy maksimumwaarde, sy maksimum y is weer oneindig, want jy kan sien, hy gaan mos hiervan af aan. So, tot in oneindigheid hou my grafiek daaraan. So dit is hoe my tanfunksie lyk. Wat baie belangrik is, ons tanfunksie het nou weer asymptote. Ons asymptote is die waarde wat hy nie mag raak nie. Met ander woorde, so my asymptote is met ander woorde die waardes waarna x nader, maar nooit gelyk aan kan wees nie. Met ander woorde, ons asymptote is in hierdie geval
X is gelyk aan 90 grade, X gelyk aan 270 grade, X gelyk aan 450 grade, X gelyk aan 630 grade, en so kan jy sien elke 180 grade gaan hy 'n asymptoot hê. As ons nou gaan kyk na sy definisieversameling, dan kan ons sê sy definisieversameling is oral waar X mos geld. Oral waar X geld, met ander woorde, ons gaan hier spesifiseer. X is nie gelyk aan 90 grade nie. X gaan nie gelyk wees aan 270 grade nie. X gaan nie gelyk wees aan 450 grade nie, ensovoorts. So ons gaan elke keer, wanneer ons nou gaan werk, ons het Tannie het hom nou net geteken, soos wat sodat julle die patroon mooi kan sien, maar ons werk gewoonlik tussen 0 grade en 360 grade. Dan gaan ons net spesifiseer dat X nou nie gelyk wees aan 90 grade nie, ook nie gelyk wees aan 270 grade nie. Goed, so dan kom ons by ons tans waardeversameling. Ons waardeversameling is oral waar Y geld, né? Nou kan ons by ons waardeversameling kan ons net eenvoudig sê Y is 'n element van reële getalle, want ek sien sy maksimum Y, nou kom ons begin met die minimum Y. Sy minimum Y is min oneindigheid en sy maksimum Y is oneindigheid, want hy hou so aan. Goed, nou, omdat ons gesien het dat my tanfunksie geen amplitude het nie, moet ons nou toch gaan kyk wat die invloed van A op die grafiek is. As ek nou my basiese grafiek begin verander, dat die funksie is nou in die vorm Y is gelyk aan A dan X. Nou by die singrafiek en die kosgrafiek het ons gesien dat ons A ons amplitude beïnvloed, wel ook 'n invloed het op ons waardeversameling. Maar by tan het hy nou nie 'n invloed op my amplitude nie, né? Want tan het geen amplitude nie. Hierso is A net gelyk aan ons vertikale uitrekkingsfaktor. So kom ons kyk na 'n paar voorbeelde. Ons kyk na Y is gelyk aan 2 tan X. Goed, met ander woorde, hier het ons nou ons A, en ons sien ons A is groter as 0. So my grafiek bly nog steeds 'n stygende grafiek. Ek het nou nie by die tanfunksie gesê nie, maar my grafiek van 'n tangrafiek is 'n stygende grafiek. Want soos wat ons basiese tangrafiek lyk so. Met ander woorde, soos wat ek nou gaan van links na regs, is my grafiek stygend, né? So ons tangrafiek is 'n stygende funksie. Nou kom ons kyk as ons hierdie grafiekie van ons gaan teken. Goed, so kom ons kyk, ons wil gou hierdie 2 tan X funksie teken. Goed, so ons het ons X-asie en ons Y-as.
En ons het 1 en 2, en hier sit ons min 1, min 2, ons het ons 0 in die middel. So ons het ons 45 grade, 90 grade, 135 grade, 180 grade, 225 grade, 270 grade, 315 grade en 360 grade. Ons grafiek is nou weer vir x se element tussen 0 grade en 360 grade. Goed, so uit ons basiese tangrafiek uit, as ons basiese tangrafiekie teken, dan kan ek nou onthou dat my asymptote, dis eintlik altyd sommer die eerste ding wat jy kan inteken by jou tangrafiek, is jou asymptote. Want jou asymptote weet jy is by 90 grade en by 270 grade. Goed, so ek weet my x is gelyk aan 90 grade en x is gelyk aan 270 grade is alles wat ons moet aandui. Goed, so as ek my basiese grafiekie nou teken onthou, ek het gesien my y is gelyk aan tan x, ek het hom nou net ook hier geteken, so kom ons teken ons basiese ene, 0 en 0, 45 en 1. 135 minus 1, 180 en 0, 225 en 1. 315 minus 1, 360 en 0. So as ek my basiese grafiek teken, dit is hoekom dit baie belangrik is met ons triegfunksies, is dat ons die basiese grafieke baie goed ken. Want as ons basiese grafieke goed ken, dan kan ons enige iets daarvan af doen. Goed, so, nou kyk ons na y is gelyk aan 2 tan x. Ons het nou hier gesien, hierdie 2 wat my a is my vertikale uitrekkingsfaktor. Met ander woorde, dit is asof ek hom aan die 2 boonste punte vat en hom uitrek, né? Ok, so as ek hom nou gaan teken, dan gaan ek nou sien, dit moet mos nou maal met 2. Met ander woorde, 0 maal 2 is 0. 1 maal 2 is 2. Minus 1 maal 2 is minus 2. 0 maal 2 is 0. 1 maal 2 is 2. Minus 1 maal met 2 is minus 2. 0 maal 2 is 0. So as ek nou hierdie nuwe grafiek van my gaan kyk, van y is gelyk aan 2 tan x, dan kan ek sien is asof ek hom nou aan sy 2 punte gevat het en hom vertikaal uitgerek het. Sien julle, dis kom ons praat van ons vertikale uitrekkingsfaktor. As ons nou gaan kyk na sy periode, hoe lyk sy periode? Sy periode bly nog steeds elke 180 grade wat die patroon herhaal, né? So elke 180 grade herhaal die patroon, met ander woorde, ek kan sê my periode is 180 grade. Nou het ek nie amplitudes nie, né? Maar ek het asymptote. So my asymptote, as ek my asymptote se vergelykings moet gee, is dit presies hierdie wat ek hier geskryf het. Met ander woorde, x is gelyk aan 90 grade, of x is gelyk aan 270 grade. As ek nou gaan kyk na my definisieversameling, my definisieversameling gaan oor my x. My x het ek nou hier gesien, is x 'n element tussen 0 grade en 360 grade. Maar baie belangrik, x gaan nooit gelyk wees aan 90 grade nie, of x gaan ook nooit gelyk wees aan my
270 grade nie. Goed, my laaste een bly my waardeversameling. My waardeversameling is maar net al die y-waardes waarvoor hierdie grafiek geld. Met ander woorde, dit is y 'n element van reële getalle. Dit was dan nou die grafiek van y is gelyk aan 2 tan x. Kom ons kyk na ons volgende voorbeeld. Ons volgende voorbeeldjie sê vir ons y is gelyk aan minus 3 tan x. Okay? Met ander woorde, wat sien ons nou hierso? Ons sien hierdie a en a is kleiner as 0. Met ander woorde, dit beteken baie belangrik. Dit is 'n refleksie in die x-as, né? In die x-as of dan nou ook die lyn y gelyk aan 0. Ons kan ook dan sien ons grafiek gaan dan 'n dalende grafiek wees. Goed, so kom ons gaan kyk na y is gelyk aan minus 3 tan x. So ek het my x-asie en my y-as. Ons weet, dis 'n tan-funksie. Die feit dat a negatief is, verander niks aan sy asymptote nie. So ons kan sy asymptote dadelik weer sommer gaan inteken. Ons weet, by x gelyk aan 90 grade gaan hy 'n asymptoot hê. So ek kan my 90 grade asymptoot inteken. En ek kan my 270 grade asymptoot inteken, want dit is die eienskap van my tan-grafiek, dat hy by 90 grade en 270 grade asymptote het. Onthou, dis belangrik, jy kry punte vir hierdie asymptote wat jy inteken. So ons het x is gelyk aan 270 grade. Kom ek gaan kyk na my basiese grafiek. My basiese grafiek is y is gelyk aan tan x, né? So ons het 0 en 0, 45 en 1, 135 minus 1, 180 en 0, 225 en 1, 315 en minus 1, 360 en 0. So my basiese tan grafiek gaan so lyk. Maar nou het ek minus 3 tan. Wat ek nou gesien het, met ander woorde, ons het y is gelyk aan minus 3 tan x. Nee, met ander woorde, hy het 'n refleksie in die x-as, so hy gaan 'n dalende funksie wees. Met ander woorde, 0 maal met minus 3 is steeds 0. 1 maal met minus 3 gee nou vir my minus 3. Hier het ek minus 1 maal met minus 3 wat vir my nou 3 gee. Ek het 0 maal 0 wat nou steeds 0 is, né? Ek het 1 maal met minus 3 wat vir my minus 3 gee. Hier het ek minus 1 maal minus 3 wat vir my 3 gee, en ek het 0 maal met minus 3 wat vir my 0 gee. As ek hierdie punte gaan verbind, sien ek hy is nou 'n dalende funksie, né? En hy het nou vertikaal uitgerek met 'n skaalfaktor van minus 3. Goed, so dit is dan hoe my minus 3 tan funksie lyk. In die eerste plek, as ons kyk na sy periode, kan ek nog steeds sien van 90 tot 270 is 180 grade. Dis die maklikste om sommer tussen daai my periode te sien. Ek weet hy het nou geen amplitudes nie, want my minimumwaarde is min oneindigheid en my maksimumwaarde is oneindigheid, maar ons het wel asymptote.
en ons asymptote is by x gelyk aan 90 grade of x gelyk aan 270 grade. Verder kyk ek na my definisieversameling. My definisieversameling is weer x 'n element van 0 grade tot by 360 grade, maar met my asymptote beteken dit ook x mag nie gelyk wees aan 90 grade nie en x mag ook nie gelyk wees aan 270 grade. My waardeversameling gaan oor die y-waardes waarvoor die grafiek geld, so dit is y 'n element van reële getalle. Nou dit was dan ons lesie oor die tan-funksie. Jy kan nou hierdie lesie ook weer inoefen om seker te maak jy verstaan die tan-funksie mooi. Ek hoop jy geniet die huiswerk.